broers en susters, begrafnisgangers, ons is gereed om met die oorskot in die kerk in te beweeg. Ons wil asseblief net 'n vriendelike versoek rig dat wanneer ons inkom met die liggaam, dat jy asseblief vir ons sal staan. Die lofnaambidding sal vir ons baie sag weer ontmoet sing en dankie vir die saamwerking met die verband. Here seën. Want as ons leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan nou lewe
en op ons sterwe, ons behoort aan die Here. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat aan sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot die lewende hoop, deur die opstanding van Jesus uit die dood, sodat ons 'n onverganklike, 'n onbesmette, onverwerklike erfenis kan verkry, wat in die hemel reeds vir ons bewaar word. Die ewige God is vir my 'n woning onder ewige arm en 'n sterke God. Liewe broers en susters, ons staan op die voorhand voor oomblik om die iets te begin. Kom ons word met mekaar stil en dan gaan ons woord Tobias om dan vir ons te open met die woord van gebed. Vir die voorreg om die wederhuis vir die oomblik saam met u te leer. En dat u my toelaat om 'n paar woorde in die wederhuis te spreek. Soos die Vader my gevra het. 'n Kort oorsig van my suster se lewe. Daar is soveel mooi dinge wat ek oor haar kan sê, maar ek koester dit in my hart. Dit wat sy gewees het. Ek en my suster het so 'n besondere verhouding gehad. Sy het 'n manier gehad wanneer sy my groet. 'n groet wat saam met ons twee vir altyd sal bly. Dis net ons twee se groet.
En ek het daai groet aanvaar, en dit was my suster. My suster het die vermoë gehad om haar gesin by mekaar te hou. Iemand vra eendag vir my, is hy perfek? Toe sê ek, nee. Niemand van ons op hierdie aarde is perfek nie. Ons streef daarna. My sustertjie het die beste wat sy kon vir haar kinders gegee. Sy was 'n moeder by uitstek. Sy het haarself tekort gedoen om hulle te laat opgroei soos hulle vandag is. En ek kan net die Here daarvoor dankie sê. Ek kan baie oor haar sê. Ek kan heel dag oor my suster praat. Maar ek wil nie net weet, ek wil hê jy moet weet, sy was 'n besondere mens. 'n Mens met baie talente, maar sy het verskyn onder 'n dekmantel, ek kan dit nie doen nie. Maar ek is vir die Here dankbaar dat hy my suster so lank vir ons geleef het. Ek wil afsluit. Hierby wil ek afsluit. Deuteronomium 30. By die dood van Moses neem die Here van Moses op 'n hoë berg en hy wys hom alles. En ek wil vandag vir die kinders sê, julle het alles gesien wat my suster kon doen. Sy het die hoogtes bereik, dalk nie soos julle dit beweeg sy het dit bereik nie. Sy het dit bereik. Sy het in mense se lewens gespreek, want toe die Here van Moses wys, alles wys, toe wys hy ook die vlei lande, en waar vlei lande is lewe, as water, en my suster het ook lewe in baie mense se lewens gespreek. En die laaste ding wat die Here vir Moses wys, die dorre vlaktes, het ook my suster se mislukkings gesien. Almal van ons het 'n mislukking. Elkeen van ons in hierdie lewe misluk. Ook dit moes sy deurgaan. En waarvoor ek die Here dankbaar is. Ek wil vir kinders sê, die woord van die Here sê, wees nie bevrees nie. Ek sorg vir julle. Hy gaan na julle kyk, hy gaan julle toemaak, hy gaan julle beskerm. En dan die laaste ding, Dominee, baie dankie daarvoor. Ek wil vandag die kinders die versekering gee van 2 oorlewende broers en 1 lewende suster. Toe dag toe my ma sterwe, toe besluit ons, die huis is my suster se. My suster is weg, die kinders is daar. Ek gaan julle hier in hierdie kerk verseker, julle sal nooit swerf nie, want julle gaan daar bly. Dis julle huis, julle gaan daar bly. En wanneer ek dit sê, praat ek onder korreksie van 2 broers en 1 suster. Dis julle huis, bly daar, totdat Jesus julle kom haal. Baie dankie, Dominee, ek gaan ook by. Vader, ek dank U vir die voorreg wat ons vanmôre het, om die troon van U te maak. Wat 'n voorreg om in hierdie plek te staan. 'n klompie jaar gelede het U my weggeneem uit hierdie plek, en U het my 'n nuwe lewe gegee. En ek kan my dankbaarheid vanmôre hier staan in Robertson weer eens, al is dit by die begrafnis van my suster. En ek wil vanmôre bid, Here, U is die God wat kan troos soos niemand anders. U kan die trane afvee van elke oog vanmôre. U kan vanmôre genees met die band van Gilead, soos dit U alleen dit kan doen. Ek wil in die besonder vir al kinders bid, Here. Help hulle, Here, wanneer hulle moedeloos word, wanneer hulle nie weet wat er kan doen nie, dat U vir hulle sê, kom na my toe. En ek sal jou rus gee. Ek bid vanmôre vir rus in elke familielid se hart. Ek bid vir aanvaarding in elke een se hart. Ek bid dat die vertroosting van die Here ons sal vertroos. En ek dank U daarvoor
In Jesus naam, amen. Amen. Ons sê baie dankie vir broer Jacobus Tobias. Liewe broers en susters, bedroefde familie, besonder suster Sophie se kinders, die 3 seuns en die dogter, kleinkinders, 2 broers en die suster, netgebreide familie. Welkom by hierdie afskeidsdiens vanmôre. Die bede van ons hart is dat God ook vandag weer saam met julle stil mag staan en sy Vader arm om elkeen van julle mag plaas, sodat julle iets van sy nabyheid mag beleef, soos hy beloof in Psalm 34 en vers 18. Geliefdes, vir u wie dan nog vanoggend vir die eerste keer hier by ons kerkgebou is, die abrissie geriewe sal u aan u linkerkant en my regterkant kry, net aan die agterkant van ons saal. Dis waar u dan van dit gebruik kan maak. En tweedens, liewe broers en susters, ons is hier om ons laaste eer aan Suster Sophie te kom betoon en natuurlik om die bedroefde familie te kom ondersteun. En dis vra dat ons asseblief dan ook hierdie erediens met daardie nodige eerbied saamdraaf, hier enige steurnis te vermy en asseblief u selfone af te skakel of as u 'n nooddienswerker is, dit op by bereik vir ons asseblief te sit. Ons wil hierdie erediens begin in die naam van die Here en daarom wil ek u groet, liewe broers en susters, met die woorde van Psalm 121 en verse 1 en 2 wat sê: Ek kyk op na die berge waar daar vir my hulp vandaan kom. My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Bedroefde familie en God, ons Skepper, staan vanoggend saam met u hier stil om u te vertroos in sy almag, want dit is hy wat die skepping gemaak het, ons tyd vir hier op aarde neergelê het en bepaal het dat ons juis op so 'n wyse op die 25ste van die 1de maand 2025 so saam sal kom om afskeid te neem van 'n liefde moeder, suster, ouma, tante of sommer maar net familie en 'n gemeenskaplid. Mag God u omarm, God u versterk en u God u in u grootheid ook hier bystaan. Amen. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here en ons sing dan met mekaar saam op ons begrafnis van Fred. Gesang 29, O Here my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Kom ons staan saam en dan sing ons dan dit oor van die Here. Amen.
Tweedens, ons wil vervolgens 'n geleentheid gee vir die familie om vir ons Kers aan te kom spreek. En ons gaan dan nou geleentheid gee vir die familie vir hierdie oomblik, terwyl dan vir ons sagte musiek dan gespeel gaan word, terwyl die suster en broers, die kinders en dan die kleinkinders na vore sal kom om dan net so Kers vir ons aan te kom spreek. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me, until I'm standing with you in the sun. I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now.
word vir ons altyd waar. Wanneer ons in hierdie wete kom dat God nooit ver van ons is nie. En daar wil ek vir ons so pragtig verwoord bedroefde familie sê, selfs al gaan ons deur 'n dag van bloedskade, ons nooit bang hoef te wees nie, want die Here is met ons. Ongeag die diepte van die pyn, die grootheid van die leemte en die impak van ons hartseer. God is met ons. En wanneer ons na hierdie kerse vandag kyk, symboliseer dit iets van sy teenwoordigheid en dit gee vir ons troos. Want hy stuur sy seun as die lig om in hierdie wêreld in te kom, sodat ons nooit weer God verlatenheid hoef te voel. Maar nie net is hierdie kerse vir ons troos nie. Hierdie kerse is ook vir ons hoop. Hoop van die impak wat Suster Souf op elkeen van ons lewe gemaak het. En hierdie hoop lê juis daarin dat iets van haar lig in ons lewe bly brand. So ja, alhoewel sy nie meer sigbaar is hier op aarde nie, brand sy in elkeen van ons lewens. Want op elkeen van ons het sy 'n unieke impak gemaak. Ek gaan vir ouderling Lisa Fortuin vra om besonders vir hierdie familie voor te gaan in 'n woord van gebed. Goeiemôre vriende, kom ons sluit ons oë. Here Jesus, wanneer ons opnuut die troon van genade nader, hulle kom begin vra, Here, dat U nou so naby elke een van hierdie bedroefde familie moet wees. Here Jesus, en soos dominee ook nou gesê het, dat Sophie se lig in elke een van hulle se harte sal brand as hulle na verlang. Here, maar nou kom ons ook om na U woord te luister. Here, ek wil kom bekend vra dat U vir elke een van ons geopende ore en ontvanklike harte vir die eie woord sal kon gee. Here, en ek wil ook kom bekend vra, terwyl hulle nou hierso voor U sit, wil ek kom bid, dat U elke een so op die skoot sal vasdruk en dat hulle sal weet dat U liefdevolle arms sal dag vir dag om hulle gevul word. Here, word daar nou so in en deur elke een van ons lewens verheerlik om U heilige naam se wil. Amen. So baie dankie aan Fortuin. Geliefdes, ons gaan ons harte gereed maak vir die woord en daarom gaan ons dan vir Nadine vra om haar item vir ons te kom lewer, wat ook vir ons in die inleiding van die woord sal wees. So ons roep na vore vir Nadine om haar item vir ons te kom doen en ons kan dan ook ons Bybels gereed kry by Romeine hoofstuk 8 terwyl Nadine vir ons haar item gaan kom lewer. Ek weet vir Oma so lief sy. Weet sy as sy vandag met ons is. Dis saam met die familie, vriende, geliefdes. Maar dit is 'n lied wat ek op my hart het, wat ek graag weer met verlaat. Sag blom jou uit jou gesig, blom de liefdeslig, knus
Ons sê baie dankie, Suster Lady. Romeine hoofstuk 8 vanaf verse 31 tot en met vers 39. Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 31 tot en met vers 39 en ek lees dit in die 83 vertaling van die teks. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit God is vir ons, wie kan teen ons wees? Het hy sy eie seun gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus het gesterf, maar meer as dit, hy is in die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid, of vervolging, honger of naakheid, gevaar of swaar? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons so slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, engele of magte, teenswoordig of toekomstige dinge of kragte, of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Tot sover die woord van die Here. Ons teks vir oordenking, Romeine 8 verse 38. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engel of magte, of teenswoordig of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Betreffende familie, as ek dan met ons vanoggend wil gesels aan die hand van ons voorgelese teks, wil ek baie graag vir ons hierdie vraag vra. Kan die dood ons van Christus skei? Kan die dood ons van Christus skei? In ons perspektief as mens van die dood het ons altyd die aanskouing dat die dood 'n finale oomblik in die lewe van die mens is. Want wanneer ons 'n geliefde aan die dood afstaan, word hulle van ons af weggeneem en hulle word van ons geskei. Sien, liewe broers en susters, die dood bring 'n afstand en leemte tussen ons en ons geliefdes, want hulle is nie meer fisies naby ons nie. En dan voel ons eensaam en verlate en daar is 'n groot skeiding tussen ons en ons geliefdes wat ons verloor het. Die dood, liewe broers en susters, het ook altyd 'n finaliteit binne in hom wanneer ons na hom kyk. Die dood dui daarop dat dit die finale merk van lewe vir sommige van ons is. Dit sien ons duidelik aan ons Afrikaanse idiomatiese stellings wanneer ons van die dood praat en ons selfs woorde gebruik om die finaliteit van iets aan te dui deur te sê, daai was die doodsspyter gewees. Of as ons nou op die sportgebied is en ons praat van die laaste oomblikke van 'n wedstryd, dan sal ons altyd sê, hulle het in die doodsnikke kom wen. Dit dui daarop dat die dood finaal is, daar is niks wat ons na die dood meer kan doen nie, en dit bring ewige skeiding tussen mense. Maar die vraag is, kan dit ons van God skei? Die antwoord, liewe broers en susters, betrokke familie, lê dan juist vir ons opgeteken in hierdie voorgelese perikoop wat ons met mekaar gedeel het, wanneer Paulus vir ons antwoord en sê,
kom die klimaks op, soos teoloog sê, Paulus bereik die crescendo van sy argument, wat hy juis in hoofstuk 1 tot hoofstuk 7 mee saam besig is. Paulus, liewe broers en susters, praat in die eerste 7 hoofstukke van Romeine oor die feit dat ons as mens uit genade van God alleen gered is, en dat hierdie redding nie van onsself kom nie, maar dat dit die werk van God is. Paulus skryf in Romeine 3 en verse 23, ons almal het gesonde en daarom het ons nie deel aan die heerlikheid van God nie. Hy gaan verder in Romeine hoofstuk 5 en dan vanaf verse 5 tot 10 dui Paulus vir ons daarop aan wat ons verlore staat as mens was. Deur te sê, ons was magteloos, ons was sondaars en ons was vyande van God gewees. Maar dan kom hy in hoofstuk 7, liewe broers en susters, en hy dui dan vir ons daarop aan dat terwyl ons sondaars en vyande van God was, het God ons kom bevry deur Christus Jesus. En lewe ons dan nou onder die bevryding van God se genade, en dus kan niks ons van hom skei nie. Sien, liewe broers en susters, hier in Romeine 8 en verse 38 is dit as te ware asof Paulus hierdie gedeelte benadruk, dat onderstreep en in hoofletters plaas deur vir ons die indikasie te gee, liewe broers en susters, dat daar niks in die skepping is wat ons uit die genade van God uit kan gryp nie. Ons verbintenis met God is te diep. Vraag, liewe broers en susters, as het ons al ooit gewonder dan, as die dood finaal is, hoekom kan dit ons dan nie van Christus skei nie? As ons sê, die dood het 'n finaliteit tot hom, of die dood word telkens gepraat in die definitiewe vorm, wat dit nie kan verander nie, hoe kan ons dan sê, dat die dood ons nie van Christus skei nie? 2 gedagtes vanuit ons voorgelese teks om ons hierdie vraag te help antwoord. Binne die eerste plek, liewe bedroefde familie, sê Paulus vir ons baie duidelik hier, dat die dood ons nooit van God kan skei nie, want God se liefde vir ons is te diep. Sien, liewe broers en susters, hy begin dan hier in Romeine hoofstuk 8 en dan verse 31 en hy vra, wat is ons gevolgtrekking dan nou oor hierdie genade wat hy van gepraat het in hoofstuk 7, oor hierdie bevryding wat hy vir ons voorafgaande hoofstukke van vertel het, oor die grootheid van God wat ons lewendig kom maak het. Wat is ons gevolgtrekking van al hierdie dinge? Wat antwoord ons? Wat verstaan ons? En wat begryp ons uit hierdie waarheid van God se bevryding? Hy antwoord ons dan weer te sê, as God vir ons is, kan niemand teen ons wees nie. God wys die diepte van sy lewe, van sy liefde vir ons, liewe broers en susters, juis in die feit dat hy sy enigste seun nie vir ons gespaar het nie, sê die teks in verse 32. Maar egter gaan hy dieper en hy vertel vir ons van die intensiteit van God se liefde, wanneer hy sê, God het sy liefde aan ons gewys, deurdat hy sy seun oorgelewer het vir ons. Wat is die implikasie van hierdie oorlewer bedroefde familie? God het ons vry gekoop en vir Christus gebruik as 'n losprys om ons in verbintenis saam met hom te mag bring. God gee alles dit wat hy besit ter wille van ons, en hierdie is die onuitwisbare diep liefde wat God vir ons het. En nie eers die dood kan dit by God verander nie. Nie eers die dood kan ons daarvan ontneem nie, want God se liefde is vir ons te diep gewortel. God se liefde is vir ons onuitwisbaar, en daar is niks in die lewe wat ons daaruit kan vee nie. En dus kan die dood ons nooit van hom skei nie. Want God se liefde strek verder as wat die dood beperk is. Die diepte van God, liewe broers en susters, se liefde is dieper gewortel as die angel
wat die dood ons telkens mee saamsteek. So ja, alhoewel die dood ons seermaak, alhoewel die dood ons bedroef maak, alhoewel die dood ons ontkant maak, alhoewel die dood telkens voel, as ons God verlaat is, moet ons dit besef, dat daar iets dieper as hierdie pyn van die dood is, en dit is onderskryf in die liefde wat God vir ons het. Paulus, die broers en susters, in Efesiërs hoofstuk 3 en verse 18 gaan verder om vir ons die intensiteit of die eksklusiviteit van hierdie liefde te beskryf, wanneer hy sê, mag julle begryp hoe wyd en ver, hoe hoog en diep die liefde van Christus is, wat hy vir julle het. Mag julle sy liefde verstaan, wat alle verstand te bowe ook mag gaan. Sien, dit is hoe diep die liefde van God vir ons is. Soos ons sing, dit is so wyd, ons kan nie daar omvat nie. Dit is so hoog, ons kan nie daar oorgaan nie. Dit is so diep, ons kan nie daar onder nie. Dan gaan ek verder en sê, ons verstand is eintlik te klein om die grootheid van God se liefde vir ons te verstaan. Nou as God se liefde dan vir ons so groot en diep is, as God se liefde vir ons dan so onuitwisbaar is, hoe kan die dood durf om ons dan van God te probeer skei? Dit is oneindig die liefde van God is vir ons, liewe broers en susters, dat selfs nie eers die dood wat ons dink verlaat is, ons van sy liefde kan skei nie. Volgens die vryspraak van God het ons, liewe broers en susters, 'n ewige verbintenis saam met God, wat ver verby die beperking van die dood strek. En dit is onderskryf in die diep en onuitwisbare liefde wat God vir ons het. Maar luister, liewe broers en susters, wat vra Paulus telkens in hierdie vraag? Wat kan ons skei van die liefde? Sal dit die lyding is wat ons ervaar? Sal dit die angs en die benoudheid wees wat ons telkens mee teekom? Sal dit vervolging wees? Sal dit honger of naad is? Sal dit gevaar of swaarte wees? Nee, niks, broers en susters, kan die liefde van God vir ons verander nie. Want dit is te diep. Selfs ons eie aksies kan nie God se liefde vir ons verander nie. Wanneer sê Paulus, dit is nie net God se liefde wat hierdie mense kinders van God weerhou om deur die dood van hom geskei te kan laat word nie. Hy gaan verder in die laaste paar verse van hierdie teks deur te sê. Sien broers en susters, die dood kan nooit ons van God skei nie, want God se genade vir ons is te groot. Nie net is broers en susters ons ewig aan God verbind op grond van sy diep liefde wat hy vir ons het nie. Nee, ons is ook verbind aan God vanweë sy groot en omvattende genade wat hy vir ons het. Soos ek al reeds vir ons genoem het, broers en susters, in Romeine hoofstuk 5 vanaf vers 5 tot 10, sê die apostel Paulus, wanneer hy die verlore staat van die mens beskryf en daarin gaan hy sê, ons was magteloos, ons was sondaars en ons was in 'n vyhandige posisie van God. Maar ter wille van hierdie liefde en genade stuur God nog altyd sy seun Christus om aan ons genade te kom bewys. Terwyl ons die oordeel van God verdien het, terwyl ons verdien het om op die wraak van God te staan en in totaal en al agter God gesny te word, sê die Bybel, kom God en hy openbaar sy groot genade aan elkeen van ons, dat ons ewig met hom verbind mag kan word. Sien, liewe broers en susters, die wonder van hierdie genade van God is, dat ons dit baie keer nie eens verdien nie. Ons staan nie in 'n regte posisie om deur God genade te ontvang nie, want ons is sondige mense, ons is feilbaar, ons is swak en ons gee telkens in onder die druk van die lewe en dit maak ons skuldig voor God. Maar luister, wat sê Paulus verder in Efesiërs 2 en verse 8? Maar julle
is uit genade gered. En hierdie redding kom nie uit julle self uit nie. Nee, dit is 'n gawe van God. Nie uit verdienste uit nie, broers en susters. God het ons gemaak wie ons nou is, en dus kan selfs die dood dit nie vir ons verander nie. Jy sien, dit is die rykheid van God se genade wat hy vir ons, sy kinders het. Daarom kan selfs die dood ons nie van hom skei nie. Ons lewe word telkens bedreig, sê Paulus verder hier in verse 36, deur die dood. Ons staan baie keer, broers en susters, van oomblik na oomblik gevaar in die gesig, maar God se liefde en genade hou ons deur dit alles. Daarom skryf hy verder in verse 37, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars vanweë die liefde wat God vir ons het. God stel ons in staat om deur al hierdie dinge te leef. Selfs al voel dit baie keer vir ons asof ons nie die kapasiteit het nie. Selfs al voel dit baie keer asof ons nie die vermoë het nie. Selfs al voel dit ons nie staande kan bly nie. Nie lewe of dood, engele of magte, teenswoordige of toekomstige dinge, hoogtes of diepte, kragte of enige iets anders in die skepping kan ons van God skei nie. Dit is op grond van hierdie diep gegronde en onuitwisbare liefde van God. Dit is op grond van hierdie groot en ryk genade wat God vir ons het. So ja, bedroefde familie, alhoewel dit vir ons telkens voel ons verpletterd geraak of verpletterd gelaat is deur die dood. Alhoewel dit vir ons voel ons hier met 'n ewige pyn sit wat nooit sal verander nie, broedere. Hierin lê ons verbintenis. Dat niks ooit, broers en susters, ons van die genade hand en die liefde hart van God kan gryp nie. Want dit is te diep en onuitwisbaar. Dit is te goed en dit is te ryk. En niemand sal ons ooit van hom kan skei nie. Nie eers die dood wat ons baie keer voorvrees nie. Mag God ons hierdeur ook so vertroos. Amen. Amen. Here ons God, dankie vir die onfeilbare en die heilige woord. Dankie vir die woord wat ewig waar bly. Die woord wat ewig trou staan. Die woord wat in elke omstandighede geskik is om gebedien te word tot die harte van u kinders. U, Hemelse God en Vader, en vandag met ons kom stel. Troos aan elkeen van ons droewige hart. En help ons, Here, om onsself te verdiep in hierdie groot liefde. Help ons, Here, om onsself te verberg in hierdie ryk genade, sodat ons lewens ook daardeur verseker mag word. In Jesus naam. Amen. Ons gaan 'n geleentheid gee vir die lof en aanbidding om vir ons dan te bedien met kom ons sê net vir die lof en aanbidding.
say the victory. Same as the day he went to Calvary, Jesus came. Oh yes, he came for you. Jesus came for you. Yes, he came for you. He knows just what to do. Give him your life, let it be saved. Today, Jesus came. Oh yes, he came for you. Jesus came for you. Yes, he came for me. He knows just what to do. Give him your life and let him fix it. Yes, Jesus came. Oh yes, he came for you. Wat 'n wonderlike troos om op die te weet nie. Christus gee vir ons op. Nie net sê hierdie dinge dat ons daardeur goed moet voel nie, betref die familie. Hy wys dit deur sy lewe vir ons af te lê. Romeine 8 en vers 32 het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan ook nie vir ons al die ander dinge in sy genade skep nie. Mag u lewe in hom verberg, sodat hy ook vir u reg mag stel. Gaan die lof en aanbidding vra om daardie selfde lied vir ons sag en baie aanbiddend te sing, terwyl ons vir die kinders, asseblief nou, Jonathan, Trevor, Sonia en dat hulle kinders vra om vir ons die kerse uit te kom. So ons sê dit, baie hulle deel saam, terwyl die kinders die twee kinders staan vir ons die kerse gaan kom uit.
Goeiemiddag familie en vriende, begrafnisgangers. Dit is vir my 'n voorreg om vanmiddag hier te staan en om u bedankings te doen. Ek sit nou hier en ek sê vir die Hemelse Vader, gee my nog net die geleentheid om hier iets vir haar te doen. Eerstens wil ons die Here Jesus Christus baie dankie sê vir my ma se lewe van 74 jaar, 1 maand, 6 dae en die paar uur van Sondag wat hy aan ons gegee het. U weet, ek sê vir die Here ook dankie dat hy ons as haar kinders met so 'n wonderlike ma kom seën het. Al het mense van haar wat gesê, al het mense van haar wat gedink, ek sê vir die Here dankie vir 'n ma 1000 wat ek nooit weer sal sien. Tensy ek myself nie ook my saak met die Here regmaak om haar weer te kan sien. U weet, tydens haar siekte was dit nie vir ons maklik nie, maar ons is daardeur, ons sê ook vir die Here dankie dat hy ons daardeur gedraai het. U weet, op die dag van Sondag wil ons die ambulansdienste vir hulle pypdiens wat hulle gelewer het, toe ons vir hulle gebel het, vir my ma, en besonder hierdie 2 persone, mevrou Saal en haar kollega Eugene Gordon. As jy iemand is wat haar ken, dra ons as familie en kinders se dank oor aan hulle asseblief. Want jy weet, op vandag se tyd kan 'n mens nie eintlik meer goed praat van mediese instansies nie. Mense het die passie verloor in daai afdeling, en dank die Here vir hulle wat nog daai passie het om vir mense om te gee. Ek wil ook vir almal sê baie dankie wat ons as die kinders van Sondag 19 Oktober 2025 kom bystaan het. Die dag toe ons op julle nommers druk, toe ons vir julle sê dit lyk nie goed nie, julle het nie 'n hof geag om ons te kom ondersteun nie. Julle wat van ver af is, moenie sleg voel nie. Ons verstaan dat julle nie hier kon wees vir haar laaste tyd nie. En ons waardeer dit wat julle vir haar gedoen het, toe sy nog geleef het. Ons wil ook besonderse dank gee aan die volgende persone tydens haar siekte by die huis, wat my en Sonja wat daar by die huis was en Karen so geondersteun het, geestelik, emosioneel, liggaamlik, alles toch net met 'n woord van bemoediging wat ons net weer die krag gee om aan te gaan vir die dag as ons haar pyn geaanskou het, as ons moet uitgaan om te gaan werk. Ons buurvrou Nelly Miller en dan ook aan Dina Fortuin wat geestelik met haar pad gestap het, haar altyd bemoedig het en altyd daar was vir haar, altyd vir haar 'n woord kon gee uit die Bybel uit. Wanneer ons nie daar is nie, was aan Dina die persoon en aan Nelly die persoon wat daar was om haar geselskap te hou. Dankie ook vir julle. Dan wil ons ook aan Gary en Andre en Daniel Wevers, daai 3 persone wat nooit gehuiwer het as ons op hulle nommer gedruk het. Luister, mami moet by die hospitaal wees, mami moet daar wees. Ons is nou daar, geen net kans. Die laaste was Gary en Andre sal jy ook vir hulle vra. Toe ons die kwaai nuus ontvang het van die dokter, het Andre en Gary nie 2 keer gedink en gesê,
sal daar wees donderdag. Ons is by die huis. Roep net, wanneer jy moet gaan. Dan wil ons ook net in besonder vir Saratoga Food Estate, Tigers Netball Club, baie dankie sê vir hulle bydra, wat hulle ook gelewer het. En dan 'n besonderse dank. Ek wil hê die familie moet my toelaat om dit te doen, dit wat ek nou gaan doen, en ek voel genoop om dit te doen. Haar kleinkind, die Heiween, jou rol wat jy in haar lewe gespeel het, ongeag wat, julle twee mekaar verstaan. Julle het nou gestry, net hoe lag julle saam. Jou bydra, jou rol by die reëlings van vandag, ek in besonders met jou ma, Jonathan en Marcelino. Ons het nie vandag woorde om vir jou te sê dankie nie. Maar weet dit vandag, jy sal eendag moet keer vir jou wickets, soos die Here jou gaan seën. Dan ook elke bydra wat gemaak het sy dit finansiëel was, met 'n blom, met 'n pletter, wat ook al, 'n hande, 'n SMS, 'n WhatsApp, 'n oproep. Ons sê vir die baie dankie as die kinders en die breë familie vir daai bydra. Die persone wat betrokke was by die uitbou van die graf, baie dankie dat julle daar was vir ons, jong en oud. Ja, daar was jong manne ook gewees, wat hulle laaste eer wil betoon aan my ma, wat ook 'n steen wou lê aan haar laaste rusplek. Baie dankie ook vir julle. Elke blom wat vir ons gegee is, en as ek praat van blomme, die persoon het nou eendag vir my gesê, julle noem my naam nêrens nie. Nie by Kevin. Maar daar is gisteraand vir my foto's gestuur. Kyk hier, wat het die persoon gedoen. En dit is Andre Joseph se handewerk. Baie dankie. Ook vir jou deelname en bydra by vandag, om vandag moontlik te maak. Vir ons as die kinders en die familie. Enige voorbereidings wat daar gemaak is, skenkings wat gedoen is, om vandag moontlik te maak. Jy ken jouself. Julle is te veel om julle name te noem. As ek almal se name moet opskryf, gaan ons heeldag hier staan. En ek dink ons moet dit hê. Dan het ons ook 'n besonderse dank aan Grenwolf vir sy bystand aan my suster, wat daar was om haar hand by te staan, ook vir sy deelname in elke opsig, om vandag moontlik te maak. Weet dit, uit die diepte van my hart, waardeer ek dit. Jy het nog tot op vanoggend jou bakkie ook beskikbaar gestel, om dinge moontlik te maak. Baie dankie. Almal wat kom inloer het, na my ma se bevalling, ook almal wat verneem het, wat maak sy tydens haar siekte. Ons sê vir u baie dankie, ook daarvoor. Dan wil ons ook in besonder aan Dominee Jantjies baie dankie sê vir vandag, dat u dit nie roof geag het, om vandag hier te staan, en vir ons as die kinders en die familie so insiggewende boodskap te kon gee. En ek moet sê, ek weet nie van die ander nie, ek het kom moed skep. Ek voel vandag om aan te gaan. En ek wil ook aan besonder vir die handjievol mense van die praise and worship, ek voel om aan te gaan, na die lied wat julle gesing het. Baie dankie vir julle stemme, wat julle nie terughou, om ons as die kinders en die familie te kom ondersteun met julle sal. Mag die Here ook julle ryklik seën. Dan in besonder ook die orgeliste,
Juffrou Jantjies, baie dankie dat u planne afgestel het om vandag daai orgel te kom speel. Om musiek te kan maak by ons ma se begrafnis. Ek waardeer dit en seerste saam met my broers en my susters en die breë familie. En mag die Here u hande nog meer seën, dat dit nie sal moeg word om daai orgel te speel. Die Here seën. Annie en Johan Martin, baie dankie vir die voorbereiding van die kerkgebou. Ek sien nie eens 'n stofdeeltjie nie, so hard het hy en sy vrou gewerk om die kerk skoon te maak. Baie dankie ook aan julle wat vandag vir ons moontlik gemaak het. En dan 'n besonderse dank, laat my toe om ook dit te doen. My ma se broer van Mosselbaai. Baie dankie vir jou bemoedigende woorde aan ons as die kinders vandag. Dit word baie waardeer. Daai woorde, dit gee vir ons moed om aan te gaan. En dit beteken in besonders vir ons baie. Mag die Here ook vir jou ryklik seën. Ook vir jou rol wat jy gespeel het in my ma se lewe. En dan broers en susters, laat my toe om te sê, as ek jou vergeet het om jou naam te noem, dis 'n baie gevaarlike deel by 'n begrafnis. Mense lewenslang vir jou vriende, oor jy nie hulle naam genoem het nie. Weet dit, ons bedank jou vir wat jy ook al gedoen het, vir wat jy bygedra het. Ons sê vir jou baie dankie. En ek sluit af met die woorde, die volgende woorde van Amos 4 vers 12. Laat ons klaarmaak om ons heiland te ontmoet. Amen. Ons sê baie dankie ook vir broer. Die moeilike dag ons geneem het om namens die familie allemaal dankie voor te sê. Geliefdes, ons het aan ons einde gekom, ons erediens hier in die kerk, en ons gaan ons gereed maak om na die graf te beweeg, waar ons dan ook die begrafenisbestemming gaan doen, en vraag die familie die skoning, dat jy dit nie kan doen nie, maar probeer jy die ook ons studenten in die geleente is. En wie dan natuurlijk ook die kleinkind van ons Sofie is, gaan die voor ons dan behartig, en mag die Here ook in die laaste moment saam met u staan, om dan ook vir u kracht te gee. Kom ons staan met mekaar saam en sing ons slotlied. Great is thy faithfulness, O Lord, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions fail not. As thou hast been, thou forever will be. Kom ons sing al drie hierdie verse met mekaar saam. Ek gaan daarna die slotlied, die skrifgedraans na vore roep, en dan sal ons die seën ontvang, en ons sal dan van die dodemans en kom ons sing ook hier aan die Amen.
bedanketjie kom ons gee vir daai gedeelte. Baie dankie Dominee. Jammer mense vir daai. Ek kan nie verstaan hoekom ek dit nou gedoen het. Duplessis Family Funeral Services. Hoe kon ek vergewe my asseblief? Baie dankie vir julle diens wat julle aan ons lewe as 'n familie en 'n kring is. Jy het nie gehuiwer toe dit in die aand was, toe die huiwing moes skakel om jou dienste aan ons te verleen. Mag die Here u en die personeel nog ryklik seën. Baie dankie vir dit wat u vir ons tot nog vandag doen. Die Here seën. Baie dankie ook. Die dames in die kerk is Mervin Tobias, Levian Carolis, Jermaine Tobias, Daniel van Rooij, Daniel Wevers en dan Greg Mulkeen. Kan hulle asseblief die gesprekke vir ons ingeneem en dan ons die seën van die Here ontvang en ons sal onderrig met die goeie was. Geliefde familie, kom ons ontvang dan die seën van God se troos. En ons gaan dat oor in sy vrede. Mag God die bron van vrede bring aan elkeen van u wie treur en vertroosting aan almal van u wie bedroef is. Mag ons krag vind in mekaar en mag die nalatenskap van Suster Sophie ons inspireer om met deernis en doelgerigheid te lewe. O mag God ons help om die gawe van lewe te koester en om vas te hou aan die hoop van sy groot liefde, sodat dit ons gids mag wees om deur die skade van hierdie lewe lig te bring in elkeen van ons lewe, maar ook hulle rondom ons, vanaf wanneer Jesus kom. Amen.